Kom ons sit so en ons raak vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing die bekende ere aan God. Ons sing dit saam terwyl ons staan. Nadat ons dit gesing het, kan ons sitplekke weer inneem. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanaand ook so saam met die engelekoor kan sing ere aan God. Ja, al die eer kom aan U toe, want dit is alleen deur U welbehae, deur U genade, deur U liefde en U barmhartigheid dat ons vanaand hier kan wees. Dat ons U ons Vader kan noem, dat ons mag weet dat ons Here Jesus Christus ook ons Verlosser en Koning is, en dat ons deur hom U wil vir ons lewens leer ken het. Daarom bid ons dat U vanaand ook weer die verkondiging van ons Here Jesus Christus se evangelie in elkeen van ons lewens ook deur die Heilige Gees krag sal gee, dat hierdie loflied wat ons nou gesing het, ook in ons daaglikse doen en late na vore sal kom, dat ons in alles wat ons sê en dink en doen, U naam wat heilig is, sal verheerlik. Ons vra dit omdat ons weet ons self is sondaar mense, wat self ook elke dag teen die sonde moet stry.
Maar ons dankie dat ons kan weet dat ons die stryd van die oorwinnaar stry, want die krag wat in ons werk is U Heilige Gees. Ons dankie dat ons mag weet dat U kan meer doen as wat ons self kan bid of vra. Daarom aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Vanaand dan, broeders en susters, kom ons by Sondag 14 van die Katekismus. Het gaan oor die 12 artikels en besonder dan die artikel wat sê dat ons Here Jesus Christus ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. Nou as ons daai stuk van ons belydenis wil belig, is daar nie 'n beter gedeelte om dit uit te doen as uit Lukas 1 vers 26, waar die geboorte van Jesus vir Maria aangekondig word. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloed van verwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het." Toe het die engel van haar af weggegaan en Maria het sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Ons kerngedeelte is dan vers 31 waar daar geskryf staan: "Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee." Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Ons belydenis is dan Sondag 14 wat gaan oor wat beteken die belydenis wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, en dan ook die vraag: watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? So wat beteken dit en watter nut hou dit vir ons dan in? En op daardie vraag sal ons ook tydens die prediking antwoord. Kom ons sing eers saam nog 'n lied wat ons gewoonlik met Kerstyd sing, Skrifberuiming 4:8, die woord het vlees geword.
Dit is so, broeders en susters, as iemand in 'n slegte situasie beland, is die eerste ding wat jy soek is uitkoms. Jy wil graag uit daardie situasie uitkom. En dan baie keer gebeur dit dat daar geen uitkoms blyk te wees nie. En dit is juis in so, kom ons noem dit maar krisis, wat die mensdom vasgevang was. Voor die koms van ons Here Jesus Christus na die wêreld toe. Waarvan praat ek hier? Ek praat van dit wat ons aan die begin ook van die katekismes bely het, dat geen skepsel aan die geregtigheid van God kan voldoen nie, want geen skepsel kan die las van God se toorn oor ons sondes dra nie. En so het ons dit in Sondag 5 ook bely. Alleen een wat ware, regverdige mens is, maar nogtans sterker is as alle ander skepsels. Dit wil sê wat ook God is, kan as 'n middelaar en kan as verlosser aan God se geregtigheid voldoen. Dis hoekom ons die katekismes ook 'n troosboek noem. Want daardie krisis van die eerste gedeelte, die mens wat in sonde vasgevang is, die mens wat nie vir homself kan betaal nie, die mens wat niks in die skepping kan kry om te betaal en aan die geregtigheid van God te voldoen nie. Daar's nou 'n antwoord. Hier in Sondag 14 kom ons as te ware op die antwoord van die krisis van Sondag 5. Want met die belydenis, ek glo in Jesus Christus wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, met hierdie belydenis sê ons daar is 'n middelaar vir ons gebore. Daar is 'n verlosser gebore, iemand wat te gelykertyd ware mens is, gebore uit Maria, maar terselfdertyd ook ware God is, verwek deur die Heilige Gees. Iemand wat die toorn van God kom dra het. Jesus Christus, ons enigste middelaar, ware God en ware mens. En dis hoekom ek gesê het, as ons oor hierdie belydenis wil handel, is daar eintlik nie 'n beter gedeelte om by stil te staan as juis Lukas 1 vers 26 tot 38 nie, want dis uit hierdie stuk in die Bybel wat hierdie belydenis eintlik net so gehaal word. Maar die belangrike is Christus as God en mens. Dis wat hier vir ons gewys word. Christus as God en mens. As jy mooi kyk, Lukas 1 het ons te doen met wat mens kan noem 'n besondere stuk Godsopenbaring. Die engel Gabriël tree as 'n gesant van God op. Lukas sê God het hom na Maria toe gestuur. Dit sê vir ons, dit wat hy kom sê is iets wat God wil sê. En die boodskap is 'n boodskap van genade vir Maria en die hele mensdom. Hy noem ook vir Maria begenadigde en hy sluit ons by haar in, want die Here is by haar, sê hy. Dit maak nie saak hoe onwaardig sy vir mense mag lyk nie. Maak nie saak hoe klein sy in haar eie oë mag lyk nie. God gaan aan haar onverdiende guns bewys. God is by haar en gaan 'n wonder in haar lewe laat plaasvind. Ja, Maria, daardie jong meisie van Nasaret, is verbuisterd oor wat sy hoor. Sy staan verbaas voor dit en sy wonder wat aan die gang is. En nog voor sy dinge vir haarself kan uitredeneer, gee die engel vir haar die boodskap. Die beste boodskap, die blye evangelie. Sy moenie bang wees nie, sê die engel, want God bewys genade aan haar. God gaan vir haar iets gee wat sy nie verdien het nie. In werklikheid gaan hy haar gebruik om iets vir die mensdom te gee wat hulpeloos is vanweë hulle sondigheid. Iets wat hulle ook nie verdien nie. En mooi klink dit nie as jy hier lees, dan sien jy in vers 30,
Dis nie nou wat God dit gou wil doen nie. Hierdie genade is al lank voor die tyd, is hierdie dag al bepaal. Lank voor die tyd is die manier hoe God genade gaan bewys al vasgemaak. God het lank al in sy raadsplan hierdie genade daar gestel. En in haar gaan God al sy beloftes, sy verbondsbeloftes in vervulling laat gaan. Want sê hy, sy gaan swanger word, sy gaan 'n seun in die wêreld bring, iemand uit die geslag van Dawid, iemand uit die nageslag van Jakob, die lank verwagte Messias, die koning aan wie se koningskap daar nie einde sal wees nie. Maar daar's 'n probleem. Maria wonder, hoe gaan sy swanger word? Sy twyfel nie in die boodskap nie, tog weet sy dat sy, so sê dit ook, nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Sy was nog maar verloof aan Josef gewees. Hulle is nog nie eers getroud gewees nie. 2 keer sê Lukas in hierdie paar verse, sy was 'n maagd. So Maria se vraag is 'n relevante vraag. Hoe gaan dit gebeur? Maar dis juis wat vir ons die wonder na vore bring. Die wonder van Jesus se geboorte. Hy is uit 'n maagd gebore. Want die kindjie word deur die Heilige Gees verwek. Die Heilige Gees, die krag van die Allerhoogste, sal in haar lewe werk. En daarom sal hierdie kindjie genoem word Immanuel, God by ons, die seun van die Allerhoogste. En daardeur word die klem gelê op Jesus se goddelike natuur na sy menslike natuur. Al is hy gebore uit 'n vrou, bly hy steeds God. Alleen as ons aan hierdie werklikheid vashou, dat hy ware God en ware mens is, kan ons verstaan dat hy self ook meewerk aan sy menswording. Kan ons verstaan hoe lief hy ons het. Paulus self in Filippense 2 skryf daaroor, dan sê hy, dit so mooi, Jesus het sy bestaan op godsgelyke wyse nie gesien as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy het dit aangeneem. Met ander woorde, hy het mens geword. Dis iets wat hy gedoen het. Hy wat in goddelike heerlikheid geklee was, het die menslike vlees as te ware aangeneem. Terwyl ons almal gebore is sonder keuse of sonder toedoen van onsself, is Jesus se geboorte 'n goddelike daad van onmeetlike genade. Dis iets wat hy doen ter wille van ons. En selfs daar waar hy later in die krib sou lê, het hy geweet dat hy as 'n mens 'n bittere lyding sou moes deurgaan. Maar vanweë goddelike liefde is hy bereid om in alle opsigte aan ons gelyk te word, behalwe ons sondigheid. En dis juist dit wat maak dat hy in ons plek aan die geregtigheid van God kan voldoen. Hy gaan deur alles wat ons moet deurgaan, honger, dors, pyn, eensaamheid, dood. Alles ervaar hy self. Selfs, so het ons dit ook gesien al die angste van die hel. Sodat ons nie dit hoef deur te gaan nie. En dis hoekom daar geskryf staan in die Bybel, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word, kan hy ons help. En dis hoekom ons moet onthou, en dis ons laaste punt vir vandag, Christus is ons enigste middelaar. As dit nie vir hom was nie, is almal verlore. Want hy is die een wat aan die geregtigheid van God voldoen. Volkome God, volkome mens, voldoening in ons plek. Maar dis die hartseer van die wêreld waarin ons leef. Almal soek verlossing. Almal soek uitkoms. Almal smag en verlang daarna.
maar niemand wil meer die genade raak sien nie. Dat jy alleen verlos word in die naam van Jesus Christus, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. En ja, ons weet, ons lewe in 'n wêreld waar mense dink sulke goed is onmoontlik. Maar hoor wat sê die engel vir Maria, hy sê vir haar, vir God is niks onmoontlik nie. Niks is onmoontlik vir God nie. Dis eintlik 'n ego hierdie broers en susters, dis dieselfde woorde wat God destyds vir Abraham moes sê en vir Sara moes sê toe hulle kinderloos was. Niks is vir God onmoontlik nie. 'n Kind gebore uit 'n mens, maar tog ook ware God, vry van alle ongeregtighede en sonde, gebore uit 'n mens sodat hy van dieselfde natuur as ons kan wees, om vir ons sondes te betaal, maar tog ook heeltemal heilig en sondeloos is. Ons middelaar voor God. Dis Jesus Christus. En dis wat ons bely wanneer ons sê hy's gebore uit die maagd Maria, hy's verwek deur die Heilige Gees. En daarom wil Gabriël dit beklemtoon, die kind van Maria voldoen aan al die vereistes van 'n middelaar. Daarom sê hy ook hy moet Jesus genoem word, die naam wat God hom gegee het, die naam wat beteken verlosser, die Here red. Jy sien dis geliefdes. Ons moet altyd onthou, hierdie deel van ons belydenis is 'n baie besonderse deel van die belydenis. Dis 'n groot deel van ons enigste troos. Ons sonde wat van geboorte af strek, is te groot vir enige skepsel om te dra. Maar ons dank God vir ons middelaar Jesus Christus. Ons dank God vir sy onskuld, vir sy heiligheid, wat ons ook toegereken word, asof ons ook sondeloos en heilig is. Waarom? Omdat hy as ware God en as ware mens aan die kruis op Golgotha in ons plek gehang het, die dood oorwin het, die ewige lewe verwerf het. Daarom kan ek en jy voor God verskyn, asof ons self ook nooit enige sonde gehad het nie. Maar onthou dit, en daarmee sluit ons af, net as ware God, net as ware mens kon Jesus middelaar wees. En al weet ons sy menswording is een van die grootste geheimenisse, die grootste wondertekens van alle tye, glo ons Jesus Christus is ons enigste middelaar as God en as mens, omdat hy ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, almagtige God, ons dank U vanaand ook weer vir ons enigste verlosser en middelaar, Jesus Christus, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat volkome God en volkome mens is, juis sodat hy ook vir ons sondeskuld kon betaal. Daarom vra ons dat U ons ook met hierdie evangelieboodskap sal troos, dat ons sal weet, ons is nie meer vasgevang in die bande van die sonde, ons vrees nie meer die toorn wat daar oor die sonde moet uitwoed nie, want ons weet, ons Here Jesus Christus het dit gedra, maar juist daarom bely ons dat ons haat die sonde, ons wil nie in sonde bly lê nie, ons wil nie in sonde bly leef nie. Ons wil in dankbaarheid ons lewe aan U en ons Here Jesus Christus toewy. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee.
Kom ons staan en dan sing ons saam Skrifberuiming 12:5. Dit is ook dan 'n deel van ons belydenis. So ons staan vir die sing daarvan en dit gaan dan spesifiek oor dit wat ons vanaand ook gehoor het. Kom ons sing saam Skrifberuiming 12:5. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.